Goeiemiddag, vriende, broers en susters. In 1 Konings 19 lees ons van die profeet Elia. Hy is besig om te skuil in 'n grot op die berg Horeb. Hy vlug vir sy lewe, want Jezebel, sy aardsvyand, wil hom doodmaak. Hier op die berg Horeb gebeur daar dan iets ongelooflik met Elia. God verskyn aan hom in die fluistering van die windstilte. Kom ons lees hierdie aangrypende teksgedeelte saam. 1 Konings 19 vers 11 tot 13. Maar die Here sê vir hom: Kom uit en gaan staan op die berg voor my. Ek, die Here, wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê: Wat maak jy hier, Elia? Ons lees net tot sover. Vriende, Elia is besig om vir sy lewe te vlug. En wonder bo wonder, kies God om aan hom te verskyn, met hom te praat in sy oomblik van nood en vrees. God verskyn nie aan hom in 'n magtige wind of in 'n aardbewing of in vuur nie. Nee, die Here betree Elia se lewe in die oomblik van stil wees, in die fluistering van die wind. Baie keer, vriende, soek ons ook die Here in die wind, die vuur of die aardbewings van die lewe. Maar meermale praat God eerder met ons in die fluistering van die windstilte. Of met ander woorde, in die klein dingetjies van die lewe. Die Here is alomteenwoordig, maar baie keer gebruik hy die klein dingetjies om jy sy teenwoordigheid sigbaar te maak. Dink aan daardie verjaarsdagkaartjie, of daardie lied wat jy gesing het in die erediens, of daardie pragtige gebed wat jy gelees het. Miskien is dit 'n roep van 'n spesifieke spesie voël, of dalk die golwe wat breek op die strand. Dalk, vriende, is dit die gesuis van die wind in die boomtakke. Op soveel verskillende maniere is God besig om met ons te kommunikeer, met ons in aanraking te kom. Maar dit vereis van jou en my om soos Elia op te staan en by die bek van die grot te staan. Of anders gestel, dit vra van jou en my om stil te word en te luister. As ware sensitief te wees vir die roepstem van die Here. Daar's soveel geraas, soveel beweging, soveel dinge in ons lewe wat ons ore laat tyd, wat dit onmoontlik maak vir ons om God se stem te hoor. Miskien is dit hoogtyd vir jou en my om weer vir 'n oomblik stil te word. Werklik stil te word en te luister na die stem van die Here. Want hiervan kan ons seker wees. God is deurgaans besig om deur die Gees met jou en my te praat. Mag ons stil word en mag ons luister en sy wil vir jou en my hoor.
Amen.